Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Mag dit so wees dat ons weet waar ons by mekaar is die Here ook. Daarom mag ons hoor hoe hy onsself groet en hy vir ons sê genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus in die werking van sy Heilige Gees. God is met ons. Amen. Ek wil jou graag sommer so nooi, so aan die hand van die teks wat ons vanoggend saam gaan lees, om saam te sing in Psalm 23. Ons gaan begin om vir 'n oombliekie dalk net stil te staan. Ek wil jou graag nooi om daar waar jy is, dalk rustig te word, dalk net jou oë toe te maak, net rustig te luister en dalk te deel in die volgende geloofsbelijdenis wat ek graag sou voorhou. Kom ons bely ons geloof vandag. Ons bely om te sê, ek glo, die Here is my herder. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Daarom kom ek niks kort nie. En ek weet, hy lei my altyd op die regte paaie, tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my. In sy hande is ek veilig. Ek glo in Jesus Christus, die goeie herder, wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Want ons almal het gedwaal soos skape. Ons elkeen het ons eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Ek glo die goeie herder het sy lewe ook vir my afgelê, soos die profete voorspel het. Is hy doodgemaak, maar God het hom, wat die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Ek glo hy gee die ewige lewe, vir elkeen wat na sy stem luister en hom volg.
Ek glo die goeie herder het vir hom een kudde losgekoop uit elke stam en volk en nasie. Ek glo Jesus het ook vir my as herder aangestel, om sy skape op te pas en sy lammers te laat wei. Wanneer hy as opperherder weer kom om die mense van mekaar te skei, soos die wagter die skape van die bokke skei, sal hy die heerlikheid onverganklike kroon, die heerlikheid as vir onverganklike kroon gee, vir elkeen wat hom getrou gedien het. Kom ons bid saam. Here, ons Here, baie dankie vir ons saamwees. Dankie vir die voorreg dat ek sommer net vanoggend vir 'n oomblik mag stil word en tot bedaring mag kom en kom erken, maar U is my herder. Dankie dat U my versorg en dankie dat ek weet, in U hand is ek veilig. Here, mag U saam met my wees, wanneer ons dan met die woord besig is, mag ons U stem hoor, die stem van ons herder. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou graag vra, maak jou Bybel oop, daar by Johannes 10, ons lees daar vanaf vers 22, die Jode is nie van sy skape nie. Die goeie herder is natuurlik die gedeelte vooraf, waar Jesus die uitspraak maak, en dan het ook so sê, en dan daar by vers 22, dit was daardie tyd, die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en het was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan U nog ons in onsekerheid hou? As U die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. En die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Maar Jesus het sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek talle goeie dade laat sien, oor watter een daarvan wil julle my stenig. Net tot daar. Natuurlik, hierdie wonderlike gedeelte, waar daar fees gevier word, en daar word, die tempel word opnuut weer gewy, daar in Jerusalem. Ja, daar gebeur iets kosbaar, want die tempelwyding is natuurlik die groot gebeurtenis, en almal van die bekende wêreld is daar, dis net na die hittefees, dis winter, dis die fees van die ligte. Ja, die hertoewyding, waar die Jode die bevryding wat die Here vir hulle gee vier. Hulle vier die bevryding wat God vir hulle bewerkstellig het. Hulle vier die goeie trou van God self en hulle vier dat God is hier by ons in die tempel. Ja, lekker lang fees en is 'n gekuier en is danksegging en hulle opnuut weer waar hulle self aan die Here toewy. Waar hulle dink oor die barmhartigheid wat God aan hulle bewys het. Nou kan julle net dink, daar's 'n klomp mense by mekaar en so drom hulle so om Jesus saam, soos Johannes dit ook dan skryf, en hulle vra vir hom, maar is jy dan nou die Christus? Sê dit vir ons, moenie dit langer vir ons seker los daarby nie. Natuurlik is Johannes daarop uit om die hele tyd in sy evangelie so iets te vertel van wie Jesus is. En dan wat nou wonderlik gebeur hier, is dat Jesus in werklikheid hulle nie antwoord nie. Hy gee nie vir hulle 'n definitiewe ja of 'n nee antwoord nie. Wat hy wel vir hulle sê is, dat my skape ken my stem. So die feit dat julle dit vra, beteken dat julle nog nie my stem ken nie. My skape ken my stem. My skape volg my. Dan gee hy hierdie mooi ding en hierdie versekering, nee, hy sê, hulle wat my stem ken en hulle wat my volg, vir hulle word die ewige lewe gegee, 'n lewe in oorvloed en 'n deernisvolle herder wat hulle kan volg.
Jesus as hierdie herder, die uitspraak wat dan nu gemaak word, die gedeelte net vooraf. Dit is seker een van die mees bekendste metafore wat in die Bybel gebruik word. Ons dink sommer so 'n bietjie in die Ou Testament, en dadelik Psalm 23, soos ons in ons geloofsbelijdenis vanoggend gedoen het. En wat dit beteken. Dink sommer net vir 'n oomblik aan 'n belijdenis soos Psalm 23 en wat dit vir jou beteken. In jou eie lewe, hoeveel kere in jou eie lewe het jy dalk al oorgange gehad en hierdie woorde van Psalm 23, die Here is my herder, die versorging van die herder, wat dit vir jou beteken het. Hoe ver het jou gevat het, hoe dit mense al getroos het, hoe dit jou gemoedsrus gegee het. Hierdie beeld uit die Ou Testament, natuurlik 'n baie mooi beeld, sagte beeld, wat iets sê van 'n intieme verhouding. Nou maak Johannes so iets daarvan nie. Johannes gaan haal so iets van hierdie betekenis en hierdie karakter van die herder, maar hy gee ewigheidswaarde daaraan nie. En hy sê oor die wat hom volg, die karakter, aan wie behoort hulle? Aan die herder. En dit beteken dat ons so iets van ons verhouding met God moet verstaan. As ons mooi gaan kyk oor wat hier gebeur, dan vier hulle die inwyding van die tempel. Opnuut 'n toewyding of 'n danksegging, nee. Ons kyk na die barmhartigheid van die Here, ons kyk hoe hy ons gered het, ons vier dit, ons wy onsself opnuut weer aan hom. Ons sê die Here is hier. En terwyl hulle dit vier, vra hulle vir Jesus die vraag, maar sê vir ons of u die Christus is. Ja, hulle behoort te geweet het. Hulle verhouding met die Here self. Julle sou geweet het, as julle julle verhouding met God verstaan het. Besig om fees te vier, ons vier die Here se teenwoordigheid, sy getrouheid, sy verhouding met sy mense. Hoe verstaan hulle dit nie? Die kosbare deel van hierdie gesprek, wat Jesus hier het met die mense, is dat dit oor baie meer gaan, oor wat God doen, maar dit gaan eerder oor wie hy is. Dan dink ek sommer net aan 'n herder, en 'n relasie tussen 'n herder en sy skape. Hy is die een wat die moeite maak om homself aan sy skape te verbind. 'n Teken. Ek dink sommer by ons in die gemeente het ons ander dag die doop gevier en wat dit vir ons beteken. Nee, die vier van die doop is die teken dat God homself in sy liefde aan ons verbind. Ja, om te weet God is daar. Iets wat Johannes 10 ons mee help om te verstaan, is dat die herder, dat God mense ontmoet daar waar hulle in hulle lewens is. Daar waar jy dalk vandag in jou lewe is, waar ek en myne is, waar ons as gemeente in ons lewe is, God is daar. In die grondteks van Psalm 23 is daar so 'n kosbare deel, nee, wat sê dat die liefde van God is, hy sê eintlik die standvastige liefde. Nee, hy is die herder wat die moeite maak om sy skape op te soek. Hy is die een wat die moeite maak. Die genade daarvan om te weet aan wie ek behoort en na wie ek behoort te luister. Hierdie wonderlike geskenk om te sê om die stem van die Here te mag hoor. As gelowiges is dit die kosbare, om 'n belydenis te maak en te sê ek weet, die Here is my herder. En so in hierdie Paastyd, as ons hoor hoe Jesus oor hierdie gedeelte praat, dat ons dalk opnuut mag leer om te luister. Dat ons opnuut ook self weer kan bely, die Here is ons herder. Ja, hy is waarlik ook ons Christus. Kom ons bid saam. Here, ons Here, dankie vir ons saamwees vandag en dankie dat U ons ontmoet in ons lewens daar waar ons ook is. Here, of ek dalk vandag in 'n siekbed is, of ons as familie deur 'n moeilike tyd gaan. Here, of daar waar U met ons as gemeente en ons as kerk op pad is en waarmee ons moet besig wees. Mag U ons help dat ons 'n sensitiwiteit mag hê om na U stem te luister, die genade daarvan. En dat ons juis in die dankbaarheid vir die ewige lewe wat U vir ons gee, 'n lewe in oorvloed, die deernis waarmee U met ons omgaan, dat ons juis op daarom eintlik nie anders kan as om toegewyd aan U te lewe nie.
Dankie Here vir u standvastige liefde vir ons en die geskenk van genade en vergifnis. Wees met ons in hierdie dag en mag u hoor hoe ons ook bely, u is ons herder. Amen. Ons sluit vanoggend se geleentheid af met lied 417, Jesus, ons eer u. Ons is hier by mekaar en ons het bely. Ons het begin met 'n geloofsbelijdenis. Ons sluit af en gaan van mekaar af weg en gaan met die lewe aan soos ons hom ken, maar dat ons weet daar sal God ons ontmoet. Kom ons bely vandag saam met mekaar, Jesus is ons Here. U woord sê, niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. U Gees begelei ons om dan ook hier uit te gaan na die wêreld toe, sodat die wêreld kan sien Jesus is ons Here. Amen.